Ons gesels vandag met die vaders, en wat ek vandag gaan sê is nie noodwendig lofprysing en mooi dinge nie. Ons gaan vandag 'n bietjie praat en kyk, wat is vaderskap werklik? En ons titel vanoggend is 'n vader na God se voorbeeld. En ek wil ons eers gaan na Deuteronomium 6 vers 2 en vers 5 tot 9. As dit nou daar wees. Deuteronomium 6 vers 2 en vers 5 tot 9. Waar is daar vir die skrif? Kom ek sê vir dat om 'n vader te wees is meer as net 'n titel. Vaderskap is nie 'n titel wat jy kry die oomblik as jy 'n kind verwek het nie. Om 'n kind te verwek beteken nie dat jy vrugbaar is, dit beteken dat jy die vermoë het om te kan voortplant soos wat God se opdrag is. Dit beteken nie jy is 'n vader. Om 'n vader te wees is baie meer as dit. En baie van ons, veral van ons wat ons 'n bietjie aangestap in die jare wat jy waarskynlik nie meer ons vaders by ons op aarde het nie. Ons het of goeie ervarings, goeie gedagtes, of ons sit met seer en hartseer. Want kom ons wees eerlik, vaders maak seer. Vaders is nie altyd hierdie wonderlike mense nie. Vaders is ook net vlees, maar vaders het die vermoë om ook seer te maak. Vaders het die vermoë om ons opgewonde te maak en leiding te gee en 'n voorbeeld te wees. Daar's baie mense wat sê ek wil nie soos my pa wees nie. En dis hartseer. En jy sien die probleem kom dat hierdie tendense kom geslag na geslag na geslag. Dit gaan maar aan want dit gee af. Ek as vader gee af op my seun, op my kinders. My dogters kies 'n man soos hulle vader. Dit maak nie sin nie, maar dit gebeur. En hierdie tendense hou maar net aan en dit raak maar deel van wat dit is maar so en dit gaan maar geslag na geslag aan. Maar ek dink ons is vanmôre hier om te sê, dit stop by ons vanmôre. Ons stop dit vandag. Die jong vaders wat nou kinders het en wat die vaderskap rol moet aanvaar en opneem, die tuig moet opneem, moet sê, dit stop by my. Ek gaan nie die vader wees wat my pa dalk was, in sekere opsigte wat my ongelukkig gemaak het en seer gemaak het. Wat my verwerp het nie, wat my gelos het nie, wat dit ook al mag wees, wat dit ook al vanoggend mag wees, wat in jou lewe plaasgevind het. As jy 'n vader is wat vanmôre sê, ek het nie 'n goeie rolmodel gehad nie. As wil ek jou vra, kom ons sny dit vanmôre af. Kom ons sê, dit verander met my. Ek gaan dit anders doen. Van hierdie oomblik af. As jy goeie herinneringe wonder, bou daarop. Gebruik dit om jou seun, om jou kinders mee te vorm. Weet ons hy skrif nie. Okay, Deuteronomium 6 vers 2 en vers 5 tot 9. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel het te hou, jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe en dat jou dae verleng kan word. Dan vers 5, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En dis die eerste en die groot gebod. Dis iets wat ons moet onderhou, ons moet die Here lief hê. En hoe het ek die Here lief? Deur gehoorsaamheid aan sy woord, deur hom te dien, deur beskikbaar te wees vir hom om my te gebruik vir sy koninkryk. Vers 6. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit by jou kinders, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoorsband tussen jou oë wees. En jy moet op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. So dit moet sigbaar wees wat dat die Here in jou lewe is. Dit moet sigbaar wees, Vader, in jou lewe dat ek tree op onder leiding van die Heilige Gees wat hierdie Vader gestuur is om my te help. En dis 'n belangrike deel. Ons moet vaders wees soos wat God 'n Vader van ons is. En ons kan onsself nie vergelyk met God nie, maar ons gaan streef om sy voorbeeld na te volg en dit uit te leef. En dis die belangrike deel. Ons gaan leer by God. En ons gaan leer uit wat ons in die Bybel lees oor hoe dit moet wees om 'n vader te wees, die vaderskap. Maar ongelukkig leef ons in 'n tyd
en ek klink vanmôre miskien baie kras, maar ek wil dit sê, dit kom net nou aan nie, dit kom al jare aan. Toe ek kind was, het ek baie keer gesien dat kinders word afgelaai by die kerk, en pa sit en lees die rapport, dat 'n verbode koerant was op 'n Sondag op 'n stadium. Pa sit en lees koerant in die kar terwyl hy wag, maar hy gaan nie kerk toe nie. Nou vra ek, wat se voorbeeld is dit? Wat se voorbeeld was dit geweest? Wat se voorbeeld is dit vandag nog, dat kinders gestuur word vir geestelike onderrig? Maar ek myself stel nie die voorbeeld. Ek wil my kinders se opvoeding oorlaat aan die onderwysers. Ja, dit is hulle taak. Hulle moet ons kinders help en leer. Spel en skryf en al die dinge moet vir hulle leer. Maar ek moet my kind ook help met sy leerwerk. Ek moet vir hom 'n voorbeeld wees. Ek kan nie verwag dat die kerk my kind geestelik in die hemel moet kry. Want ek moet die voorbeeld stel as vader. Ek moet daar wees om hom sy vrae te kan antwoord. Maar ongelukkig is dit so dat baie vaders of baie paas, baie mans onkundig is met die woord van die Here, en daar kan hulle nie sinvolle antwoorde gee. Daarom skryf hulle dit af op ander mense wat hulle verwag hulle kinders geestelik moet lei en opvoed. En as die instansies dit nie doen nie, dan het hulle baie kommentaar te lewer. Daarom is dit belangrik dat ons as vaders gereeld daagliks God se woord sal lees. Ons hoef nie noodwendig hoofstukke en verse te quoteer nie, maar dis nodig dat ons elke dag God se woord inneem, sodat ons wysheid kan bekom, sodat ons kinders met reg kan onderrig en kan sê, dit is wat God se woord staan, dit saamgeskrywe. Dat ons antwoorde en ons leiding baseer op God se leiding. Ek dink dis 'n baie belangrike deel. Ons sien dat Jesus by geleentheid gesê dat hy doen niks as hy nie sien die Vader doen nie. Ek sê niks, ek doen niks as ek nie eers gesien het wat my Vader doen nie. Ons sien hier dat hy hom onderwerp aan die gesag van sy Vader. Is my en u kinders bereid om hulle aan ons vaderlike gesag te onderwerp? Is ons aanvaarbaar vir hulle? Nie omdat ons vir hulle altyd ja sê nie, nie omdat ons hulle bederf met mooi goed en om hulle guns te koop nie, maar omdat ons consistent is, omdat ons weet om te straf, omdat ons weet om ferm te wees, maar omdat ons ook weet om liefdevol te wees, en omdat ons ook weet om God se woord uit te leef, en 'n voorbeeld te stel. Want kinders leer deur voorbeeld. Hulle doen nie wat ons sê nie, altyd nie. Maar hulle doen wat ons doen. Want hulle sien my pa. En as my pa dit doen, moet dit oukei wees. Want my pa is my Here. My pa is die voorbeeld waarop ek die beeld van my toekomstige man gaan rig, is so 'n dogter dan na haar pa kyk. Die seun is, ek wil soos my pa wees, ek wil ook die dinge kan doen, en die dinge weet wat my pa weet. Dis my voorbeeld. Ja, daar's ander sportfigure en goed, maar my pa is my belangrike deel. Ons as aardse pa het 'n bepaalde rol, 'n verantwoordelikheid, 'n gesagsposisie en 'n opdrag om vaders te wees. Dis nie maar weer eens maar net 'n titel wat ek aanneem die oomblik as ek 'n kind verwek het. Vaderskap is iets wat uitgeleef word, is 'n voorbeeld, is 'n groot verantwoordelikheid. En God hou ons verantwoordelik vir hierdie rol waarin hy ons geplaas het. Die vraag is net, wat maak ons dan? Wat maak ek met hierdie verantwoordelikheid wat God aan my toevertrou? Wat maak ek met die seun, die dogter wat God in my lewe geplaas het? Wat doen ek nou? Is dit maar net 'n extension van my? Is dit maar net oor, dis al my gesin? Of koester ek dit? Voel ek bevoorreg dat God my geseën het met kinders, en dat ek 'n vader kan wees, en dat ek iemand kan lei en leer, om nie soos ek te wees, maar om soos God te wees. Om God se voorbeeld na te streef. Ons sien dat Jesus dikwels by sy Vader se voete gaan sit. Dit beteken dat die Vader altyd beskikbaar was. Is ek en u as vaders altyd beskikbaar? Dat so werk. Maar maak ons tyd vir ons gesin. Jy weet, ek het gister toevallig vir 'n paartjie gesê, dit is belangriker om 20 minute kwaliteit tyd met jou kind deur te bring as 2 ure met 'n PlayStation.
Dis belangriker om 'n boompie te gaan plant, om buite in die natuur te gaan stap en om te vertel van die klippe en die bome en die natuur en memories te maak. Ek loop my miskien nou vooruit hierso, maar is ons as vaders nog besig om memories te maak saam met ons kinders? Wat ek eendag gaan sê, dat toe ek saam met my oupa, toe ek saam met my pa dit gedoen het, daar sekere goed wat vassteek by ons, wat vir ons soos bakens uitstaan, wat vir ons belangrik is, wat ons koester, wat ons saam met ons dra. Ek het saam met my pa, het ek dit gedoen. Ek het saam met my oupa dit gedoen. Ek het saam met die rolmodel in my lewe iets gedoen. Ek het iets geleer doen. Ek het hierdie kundigheid, hierdie kennis van hom afgekry. En ek bou daarop, ek werk daarmee. Is dit wat ons as vaders vir ons kinders gee? Hoe beskikbaar is ons? Jesus het sy Vader goed geken. Pa, hoe goed ken jy jou kind vandag? Maak jy tyd om te gaan regtig luister, vir hom te vra, hoe was jou dag? Vader sê, ek sien jy is ongelukkig, wat pla jou? Het jou kind vrymoedigheid om te kom praat met jou? En te kom deel met jou? Sodat jy kan leiding gee? Sodat jy kan 'n voorbeeld wees, en vir sê, kom, ek help julle, kom ons gaan soek. Jy weet, ons as paas hoef nie altyd die sterkste te wees nie. Ons hoef nie die slimste te wees nie. Ons hoef nie die beste te wees nie. Maar ons moet beskikbaar wees. En ons moet bereidwillig wees om te help soek na antwoorde en oplossings en te lei. Dis wat ons as paas behoort te doen. God het sy opdragte duidelik vir Jesus gegee. Hoe gee ons opdragte aan ons kinders? Hoe deel ons met hulle? Hoe leer ons hulle om verantwoordelikheid te vat? Of moet ma dit? Moet ma die huis? Ja, maar ek is besig, ek het nie tyd. Ek is moeg as ek saans by die huis kom. Jy moet maar die kinders uitsorteer. Is dit wat gebeur? Jesus sê, ek en die Vader is een. Wat wonderlike verhouding is dit? Kan ek en u vandag sê van ons kinders dat ons een is met hulle? Ek kan vandag dinge uit my lewe uit vertel wat nie altyd so lekker is. Maar kan ons vandag sê ons is een met ons kinders? Ek en die Vader is een. Ek wil wees soos my paas. Wat se pa is ons? As ek vandag 'n afwesige pa weg, het sy deur egskeiding of ek vat maar net die verantwoordelikheid nie. Of as ek 'n teenwoordige afwesige pa, ek weet, want ek was een keer in my lewe ook 'n teenwoordige afwesige pa gewees. Ek was daar, ek was in die huis, maar ek het nie tyd gehad nie, want ek was altyd besig. Jy sien, die vyand en my eie vlees het die gawe om my so besig te hou dat ek nie tyd het nie, dat ek ongeduldig raak, dat ek maak nie tyd nie, want ek is moeg. Afwesige pa, wat besig is, wat moeg is, 'n teenwoordige afwesige pa. Ek is hier, ek verdien nie, bring geld in die huis, so moet nie my pla nie, jy moet verantwoordelikheid vat, ma. Nee pa, jy het verantwoordelikheid net soveel as die ma. Jy moet ook tyd maak met jou kinders, ma sien net die alleen een om die vleisjes op te plant. Ek is ook nie daar om my vrou se rol oor te vat. Dit gebeur ook op by tydplekke, die moeders verwag die pa moet nou huismaker wees. Kom ons los dit. Ek wil vir die vrou lees hier so, as 'n stukkie wat ek gekry het, die 1 Korintiërs 13 vir paas. Ek wil dit gou vir u voorlees vanoggend. Al sou ek die mooiste huis in die buurt hê met die duurste BMW ry, maar my vrou en kinders geniet nie die weelde van my teenwoordigheid nie, dan is ek soos 'n waardeloos, soos 'n bankkrediet met 'n nulbalans. Al het ek die gawe van woorde sodat ek 'n direksie met my argumente kan swaai, of skades aan my preke kan laat stroom, en ek het nie die liefde om na my kinders te luister nie, doen ek meer kwaad as goed. Al ken ek die geheimnisse van die beurs en die reservebank, en al besit ek al die kennis van rugby en cricket reels, en al het ek al die geloof dat ons hierdie land met gebed kan verander,
maar ek het nie die liefde om my kinders die gevare van hulle baie geld te leer, langs die baan te staan as hulle speel, of hulle te leer bid nie, dan het ek niks bereik nie. Al gee ek 'n dubbele tiende vir die armes en al beroem ek my dat ek in elke liefdadigheidsraad op my dorp dien en vakansies my gesondheid opoffer in 'n malaria gebiede sendingwerk te doen, en ek is te moeg om saans met my kinders boeke te lees of naweek in die veld te gaan stap, waar dit my alles absoluut niks. Skus paas, ek is 'n jaar gebeur. 'n Pa wat lief het, is geduldig met kinders wat sukkel met wiskunde. 'n Pa se liefde is vriendelik met 'n kind wat nie wil rugby speel nie. Hy sê afgunstig op paas met slimmer en mooier en kinders wat presteer. Hy sê groot praterig en verwaand oor sy kinders se prestasies nie. 'n Pa se liefde handel nie onwelvoeglik met die ma van sy kinders nie. Soek nie sy eie belang sodat sy huismense laaste kom nie. Is nie ligraak en nikkerig as sy kind bietjie ekstra aandag soek nie. 'n Pa wat sy kinders liefhet, hou nie boek van hulle foute en peperel nie met verwyte nie. 'n Pa verbly hom nie oor 'n kind se foute met ek het jou gewaarsku maar jy wil nie luister. Hy is verheug as hy sy kinders die waarheid oor praat, selfs tot hulle eie nadeel. Daarom wil ek my kinders se skandes met liefde bedek. Met ander woorde beteken nie ek raak blind vir hulle foute nie, maar dit beteken dat omdat hulle bereid is om die verantwoordelikheid te vat vir wat verkeerd is, sal ek my liefde vir hulle gee, om hulle te help deurdra. Die beste vir hulle hoop en hulle kleurdrag, klare en kritiek verdra. 'n Opregte drukkie en 'n intieme gesprek van 'n ouer bly lank in 'n kinderhart, maar die preek of toespraak wat ek liewer in die tydboek skryf sal oormôre weer vergeet wees. Vandag se noterings op die aandelemark is volgende week niks werd nie. In die lig van die volmaakte wat kom, word al my kennis en besittings gerelativeer. Toe ek 'n jong man was ek gestel op my voorkoms, my motor, my geleerdheid. Maar nou dat ek 'n pa geword het, wil ek graag my kinders met liefde, balans en geloof grootmaak. Nou kyk ek nog vas teen rebelse tienergesigte, maar eendag as hulle groot is, sal hulle verstaan wat ons hulle wou leer. En wat God ons almal wil leer. En nou geduld, aanmoediging en liefde bly, maar die waardevolste hiervan is onvoorwaardelike liefde. Kan ons as vaders ons kinders lief hê, al maak hulle foute. Al voel jy baie keer jy wil sê nek omdraai. Of om sy bietjie oriënteer. Ons kyk gewoon na 'n paar ander dinge. 'n Vader is 'n mentor vir sy kind. Wat is die definisie van 'n mentor? Is iemand na wie jy bereid is om op te kyk. Wie se voorbeeld jy bereid is om na te volg. Dis 'n mentor. Ons kry baie keer dat seuns en dogters mentorskap vind in areas wat nie goed is vir hulle. In mense wat nie 'n goeie invloed het op hulle. Ruth en Naomi is 'n voorbeeld wat Ruth het vir Naomi gesê, moet my tog nie doen om weg te gaan. Ek wil by hier bly. Dit was haar mentor. Sy was bereid om haar geloof, haar volk, alles te los om saam met Naomi te gaan, want dit was haar mentor gewees. Kan jou kind vanmôre sê, Vader, Pa, wat jy glo, sal ek glo. Wat jy is, wil ek wees. Die hemel waar jy gaan, wil ek gaan. Jou lewenswandel is een wat ek wil wandel. Die verhouding wat jy met my het, wil ek eendag met my kinders hê. Soveel tyd as wat jy aan my gee, wil ek eendag aan my kinders gee. Dus jy moet jy werk om jou kind te wees. Kan ons kinders dit vandag sê van ons. Efesiërs 6 vers 4. En vaders moet jou kinders vertoon en maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Ons lees ook in Spreuke ergens dat hy sê dat jy nie die roede moet spaar nie. Ek sê nie vanmôre dat sla die manier is om 'n kind te oriënteer nie. Maar partykeer is dit nodig om so 'n bietjie
te bevestig dit wat ons sê, wat geïgnoreer word, of wat maar net nie afgeslaan word. Partykeer moet ons so 'n bietjie 'n ferm hand hê, want God se woord sê so. Daar's wette en dinge wat anders sê, maar ek glo dat die vyand 'n deel het daarin. Want die vyand weet dat as ek nie my kind tug op 'n manier dat hy gehoorsaam of sy gehoorsaam word nie, dan maak ek 'n bandelose mens groot. As ek nie vir my kind boundaries stel nie, dan maak ek 'n verwarde volwassene groot wat eendag nie gaan weet wanneer dit te veel is, te min is, genoeg is, of wanneer daar nog kort. Iemand wat nie gaan kan cope in die lewe daar buite nie, want hy het nooit geleer die perke en die balans. En partykeer is tug nodig, partykeer is dit nodig en mense kan my aanvat en mense kan vir my sê dit is verkeerd. Maar partykeer as praat en dream nie help nie, dan is dit partykeer nodig om net so 'n bietjie 'n ding te highlight. Jy weet, as ons 'n ding highlight, as jy mos baie meer onthou ons om baie beter om ons sien die highlight. As ons partykeer net die besigheid so 'n bietjie highlight, dan is dit goed. En ek weet almal stem nie met my saam. Julle keuse. Ek hoop dat julle nie net by vermaaning bly en kinders ignoreer. Dis 'n onding. Spreuke 29 vers 17 sê, tugtig jou seun, dan sal die dogter ook sien. Dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf. Daar is nog 'n paar skrifte wat jy kan soek en aanhaal. Dit beteken nie dat aanrand is nie tugtig nie. Hoor vir my vanmôre. Maar ons moet ons kinders dissiplineer. As ons dit nie doen nie, vaders, dan doen ons hulle 'n onreg aan. Dan het ons hulle nie lief nie. Jy sê nie, ek kan nie my kind vermaan of tugtig nie, want ek is te lief vir hom of haar. Jy maak 'n fout. Ons probeer partykeer afstandsonderrig gee. Ons dink ons kan ons kind leer stap vir e-pos. Ons dink ons kan verwag dat ons kinders moet weet wat ons wil hê per WhatsApp. Dit klink baie erg. En dan sê ons verwag dat ander instansies en ander mense ons kinders moet opvoed. En dan sê ons, kyk die kinders van vandag, het julle dit al gehoor? Die kinders van vandag, het julle al gehoor? My ma het dit ook gesê. Die kinders van vandag. Ja, dis eintlik die ouers van vandag, maar kom ons los dit aan. Die kinders vra vir mekaar. En 'n kind is hart en eerlik. En ons as vaders moet dit onthou, ons as vaders en moeders, maar ons as vaders moet dit onthou, want kinders is hart en eerlik en hulle vra ongemaklike vrae. Waar is jou pa? Wie is jou pa? Wat doen jou pa? En as ek as vader nie daar is nie, wat sê ek dan? Raak dit die onderwerp van bespotting kom? As ek afwesig is? Is ek 'n pa van vlees en bloed? Is ek teenwoordig? Of is ek 'n pa wat net R100 nodig is? Dan hou jouself besig. Dan kyk TV. Ek sien nou tyd. Ek is moeg. Ek is besig. Wat se pa is ek? Ek R100 nodig. Wat se pa is ek vanmôre? Leer ons om geduld te hê. Want ons ken nie ons kinders. Ons is ongeduldig. Daarom weet ons nie hoe ons kinders funksioneer. 'n Prediker het een slag gesê, hy het gesê daar's 3 dinge wat hy elke dag vir sy kind wil hê. Hy wil hom elke dag wil hy hom voel, wil hom elke dag hoor, en wil hom elke dag ruik. So in ander woorde, hy wil sy kind naby. Hy sê, want as ek my kind naby my kry, as ek my kind hoor, dan kan ek hoor of hy opgewonde is en of hy bekommerd is en of hy depressief voel. As ek my kind voel, dan weet ek as hy wegtrek, dan is daar iets wat hy reg is. Iets wat hy probeer wegsteek. As ek hom ruik, dan weet ek of hy dalk rook, of hy dalk iets gebruik wat hy nie moet gebruik nie.
So ek wil naby my kind wees elke dag. Maak ons tyd om vir ons kinders te vra, hoe was die dag? Or are we so absorbed in our own lives that we don't make time to ask that of our kids? Want hy het ook 'n dag gehad. Hy was dalk gespot by die skool, hy was dalk geboelie, hy was dalk, die onderwysers het dalk gepik op hom, of hy dalk is nie goed genoeg geleer en het swak gedoen in sy toets. Ja, dis sy probleem. As dit weer van die slaag kry, is dit die beste pa wat ek kan wees? Of probeer ek verstaan? Kan ek sê dat ek en my seun, ek en my dogter is een? Soos Jesus gesê het, ek en my vader is een. Ons moet aanvaar die generasie gaan. Maar ons weet ook dat die verskillende fases waardeur ons as tieners is, ons het dalk net 'n bietjie vergeet al, is dit waardeur hulle gaan miskien in 'n ander milieu, in moderne tyd. Vergewe jou kind soos wat jy verwag dat God jou moet vergewe as jy fouteer. Respekteer jy jou kind. Vra jy sy mening, sy opinie, wat sy voor en afkeer is. Leer jy hulle hoe goeie huwelik werk? Respekteer jy hulle maar? Of nie? Leer jy hulle dat die lewe geniet kan word op maniere anders as om uit te haak en oorboortig? Wys jy hulle op die klein plesiertjies, op die klein genietinge, op die klein dinge wat ons kan opgewonde maak, wat nie ons lewens kan skaad en beskadig nie? Of moet hulle dit maar op die internet hoor, moet hulle dit maar by vriende hoor? Moet hulle maar hulle eie heil uitwerk? Jy sien, ons moet nie ons tekort kom of ons onvervulde ideale op ons kinders plaas nie. As baie ouers, en ek sê dit met groot versigtigheid en met groot hartseer vandag, daar is baie ouers wat deur hulle kinders wil presteer in sport en akademies, want hulle het vir een of ander rede dit nie kon doen nie. Moenie jou kind straf met jou tekortkominge nie, met dit wat jy nie bereik het of nie kon bereik of wou bereik nie. As jy nie ambisie gehad het toe jy kind was, jy moet dit op jou kind afdoen nie. As baie ouers van my kind moet hierdie provinsiale speler wees, hierdie akademiese genius wees en al hierdie goeders. Nee, as jou kind die potensiaal het, prys die Here, ondersteun hom en help hom en haar. Maar moenie jou kind forceer om te word wat jy nie kon wees. Moenie jou kind gebruik om te kompeteer met ander ouers. Jy doen jou kind 'n onreg aan. Raak aan hulle, soen hulle, omhels hulle. Dan weet ons dat as op die tienerfase aan raak hulle so stokstyf. Rous, nee man. Nie nice nie. Ma, pa, wat doen jy? Wys vir hulle jy gee om, wys vir hulle jy te hard om vlees. Wys vir hulle dat het spontaan kan wees. Dis lekker, dis okay om 'n drukkie te gee, want ek is lief vir jou. Wees daar vir jou kinders. En dan sluit ek af en dan wil ek vra vir die vaders vandag, die vraag wat ek baie keer, elke keer vra, wat jy al soveel kere gehoor het, wil jy hê jou seun moet die man wees wat jy is? Of is dit 'n geval van, maak soos ek sê, moenie maak soos ek maak? Wil jy hê jou dogter moet 'n man kies soos jy? Kan jy jouself verwelkom as so 'n man jou dogter wil ondersoek? Dink daaraan, werk daaraan, maak jy verandering. Ek het vanoggend vroeër gesê, kom ons laat die verskil by ons begin. Kom ons gaan nie maar net voort geslag na geslag van ja, dit is maar so, en daar is die tradisionele rolle van man en vrou en dit en van hoor hierdie, ja. Daar is verskil tussen ma wees en pa wees. Maar kom ons wees vaders vir ons kinders. Kom ons wees hierdie dinge vir hulle. Kom ons wees die rolmodelle. Dat hulle nie nodig het om op die media en buite in die wêreld rolmodelle te gaan soek om hulle lewens op te skoon. Maar kom ons wees ferm. Kom ons versuim nie om ons kinders te dissiplineer en te leer nie. Dit is belangrik om hulle te help om te vorm om gebalanseerde volwassenes te wees. Om gebalanseerde en wyse vaders en moeders te wees eendag. Amen.
En ons Vader sê baie dankie in hierdie oggend vir die voorreg wat ons het, Here, om vaders te kan wees. Here, waar ons versuim het en waar ons faal, Here, en waar ons uitgesak het en waar ons nie ons verantwoordelikheid opgeneem het, die Here, gee dat die Gees ons sal lei en bemagtig, Here, om van hierdie oomblik af op te staan en die verantwoordelikheid, nie die titel nie, maar die verantwoordelikheid van vaderskap op te neem. Om vaders in die ware sin van die woord te wees, rolmodelle vir ons seuns en dogters, om hulle te help om suksesvol te wees. Al is ons nie altyd die beste nie, Here, al weet ons nie altyd alles nie. En wanneer ons foute maak, Here, dat ons daardeur ons kinders sal leer dat dit oukei is om foute te maak, maar dat ons hulle ook sal leer dat ons moet restituisie doen, dat ons moet regstel, ons moet vra om vergifnis, ons moet jammer sê, Here, ons moet regmaak, ons kan nie maar net foute maak en aangaan en dit onder die vaandel van liefde toeverf. Maar Here, dat ons hulle sal leer om verantwoordelikheid te neem. En dat ons vir hulle daardie voorbeeld sal stel. Here, dat ons sal opgaan na die huis van die Here en vir hulle 'n voorbeeld sal stel en vir hulle sê, ons moet die Here dien. Nie uit gewoonte, nie uit vrees het, maar omdat ons eerstens 'n liefde vir God moet hê. Want dit is eers in die groot gebod. Dat ons dit sal leer vir ons kinders, dat ons dit sal toon deur voorbeeld aan ons kinders, Here, dat ons dit sal uitleef. Dat ons U eerste sal stel in ons vaderskap, Here, en dat ons soos Jesus niks sal doen as ons nie sien U doen dit nie. Dat ons na U toe sal kom vir raad, Here, dat ons nie groot sal word in ons eie prestasies en ons vermoëns nie. Ons dank U vanmôre daarvoor, Here, en baie dankie dat U ons gekies het om verantwoordelik te wees as vaders. Ons dank U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen.